Halleluja. Dit is vir my goed om in die huis van die Here te wees. Dit is my lekker om jou te sien. Is dit vir jou lekker om my te sien? Dankie. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus as geheiligde broeders. Onthou wat ons verlede week gesê het, as geheiligde broeders en susters. Ons is geheilig in die Here. Ons is gunsgenote van die Here. Ons is kinders van God. Bloed gewas. En as jy dit nie kan jou eie maak nie, gaan jy nooit daarin kan leef nie, gaan jy nooit die oorwinning kan ervaar in jou gees nie, maar dis wie ons is. Paulus skryf dit vir die gemeente, hy skryf dit vir al die gemeentes. Praat hy van geheiligde broeders en susters. Dis wie ons is in Christus. Dit is nie meer dieselfde nie. Wie is nog dieselfde as wat hy 5 jaar terug was? As jy is, dan sien ek probleme vir jou. Jy is besig om te stagneer, en as jy stagneer, is jy besig om dood te gaan. Geestelik. Kan nie bly waar jy was nie. Maar ek sien vanmôre veranderde mense. Ek sien vanmôre veranderde harte. Die Here is besig om sy huis te bou. Wat 'n tyd in die teenwoordigheid van die Here was dit net nie gewees nie. Amen. 'n wonderlike tyd waar kinders van die Here saam voor die troon van God kom staan het. Jy het nie net hier kom staan nie. Ouens, ons moenie hierdie ding ligtelik maak nie. Ons het nie net hier kom staan en ons is nie net hier omdat dit kerk is, dis Sondag en yesterday ons land is in soveel probleme. Miskien moet ons dalk maar net kerk toe kom. Dalk is daar so 'n bietjie hoop wat opvlam in ons lewens. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Ons gaan hier omdat ons hom aanbid. Vir ons is die lewe Christus. En die sterwe is 'n wins. Ons is hier vir hom. Ons is hier vir God se plesier. Om hom te verheerlik met ons hele lewe. Ons is gemaak, ek praat so 'n bietjie vanmôre met jou, oor familie. Jy is my familie. Vanoggend wou ek 'n paar broers 'n broederlike kus gegee het, maar ek is bang hulle gee my 'n paar, of hulle bedien my 5voudig. Ek het maar die kus gelos en net 'n drukkie gegee waar ek kon. Nee, ek druk nog net die susters, broers groet ons maar, ons druk so hier en daar. Maar ek praat met jou vanmôre oor familie. Ouens, ons moet hierdie ding verstaan. Kerk sal nooit kerk wees. Kerk sal nooit tot sy regmatige deel kom as ons nie doen wat die woord sê nie. Kan ek 'n amen kry? Bietjie harder? Nog so bietjie harder? Amen. So ons doen wat die woord sê. As jy doen wat die woord sê, sal jy lewe. Kerk sal nooit kerk wees in sy volle heerlikheid, in sy volle glorie. Eerstens as ons Jesus nie ken nie, en tweedens as ons nie familie is nie, as ons nie geliefdes in die Here vir mekaar is nie. Ek wil jou uitdaag, ek wil jou uitnooi om 1 Johannes so 'n bietjie hierdie week te gaan bestudeer. Gaan lees 1 Johannes, nie Johannes nie, nie 2 Johannes nie. Jy kan 2 Johannes gaan lees nadat jy 1 Johannes gelees het. Gaan jy dit kan doen? Wie gaan dit kan doen? Vat 1 Johannes hierdie week, asseblief. En as ek weet jy is besig om die Bybel deur te lees in 'n jaar se tyd, maar as jy klaar jou stukkie gelees het, gaan bestudeer die boek 1 Johannes. Kyk bietjie wat sê Johannes daar oor liefde. Liefde vir God en liefde vir mekaar. Dis belangrik dat ons dit sal sien, dis belangrik dat ons dit sal verstaan, en dis belangrik dat ons nie net sal, die pastoor het mooi bedien vanmôre nie, en dit net daar gaan los nie. Dis belangrik dat ons hierdie goed in ons lewens sal inbou. As jy 'n doelgerigte lewe wil lewe, eerstens is jy hier vir God se plesier. Jy's hier om hom te aanbid en hom te verheerlik met jou hele lewe. En tweedens, en ons gaan nou daaroor gesels, jy's hier om familie te wees, om deel te wees van die liggaam van Jesus Christus. As jy nie deel daarvan is nie,
dan het jy dan kan jy nie 'n doelgerigte lewe nie. Dan kan jy nie met 'n doel lewe nie. Dan kan jy nie vorentoe beweeg en die sin van die lewe verstaan nie. As jy sin en betekenis soek, lees God se woord, verstaan God se woord. Ons kan nie geïsoleerd van mekaar lewe nie. Belangrik, kom ons lees saam Hebreërs 2 vers 9 en 10 en ek gaan vir julle 'n hele paar skriffies lees vanmôre dat jy en ek wil hê jy moet dit lees, ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Ek wil nie net preek en hierdie goed vind nie inklank in jou of inslag in jou lewe nie. Ek wil hê jy moet dit verstaan, ek wil hê jy moet dit inbou. Ek wil hê die liggaam van Jesus Christus hier moet sy heel beste vir God gee en doen. Ons is hier om hom te verheerlik. Ons is hier vir sy plesier. Hebreërs 2 vers 9. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is. Dit verstaan ons, vanweë die lyde van die dood. Met ander woorde, hy het mens geword. Uit die prys vir ons kom betaal. Hy het vir 'n kort tydjie minder as die engele is hy gemaak, vanweë die lyde van die dood. En dan sê hy, met heerlikheid en eer is hy gekroon. Jesus is nie dood nie. Jesus lewe. Dis wat die woord vir ons sê. Hy het gesterf, maar hy het op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood uit en hy lewe, hy lewe, hy lewe. En hy regeer tot in alle ewigheid. Dis wat die woord sê. Sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Ek en jy moes vanweë ons eie sonde, of in ons eie sonde moes ons gesterf het. Ons moes eintlik die prys vir ons sonde betaal het, maar hy was ons genade gewees en hy het dit vir ons gedoen. Vers 10. Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders, sê 'n bietjie baie kinders, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Hy het die bewerker van my en jou saligheid geword deur dit wat hy gelei het. Daar in Getsemane, toe hy daai bitterbeker geledig het en toe hy gesê het, my tyd het nou naby gekom, hy gevange geneem is, hulle hom gemartel het, hulle hom aan 'n kruis opgehang het hy vir my en vir jou, deur sy lyde, het hy ons saligheid volmaak gemaak. En dan sê 1 Johannes 3 vers 1, so ek wil hê jy moet die gedagte onthou van baie kinders. Dan sê 1 Johannes 3 vers 1, as jy gou daar wil oopmaak, party ouens se Bybels is nog soos 'n nuwe voertuig wat hy gekoop het. Jy moet hom so stadig inloop, nê. Hy blaai nog nie so lekker nie. So gee so 'n bietjie tyd dat jy 'n nuwe Bybel 'n bietjie kan rondblaai. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Die groot liefde dat ons wat genoem kan word? Kinders van God genoem kan word. Kyk wat 'n groot liefde die Vader bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede, as die wêreld jou nie like as jy 'n kind van die Here is nie, moenie worry nie. Want hulle het Jesus ook nie gelike nie. Hallo, hulle het Jesus nie gelike nie. Hulle het sy disippels nie gelike nie. Hulle almal het maar 'n moeilike dood gesterf. Hy sê dat ons kinders van God genoem kan word, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. So, as ek kind van God genoem word, kind van my hemelse Vader genoem word, dan beteken dit dat ek familie geword het van 'n hemelse familie. Ek het familie geword van 'n goddelike familie. En as ons almal hier, kan ek sien wie is 'n kind van God. As jy nie jou hand opsteek nie, gaan ek nou vir jou bid. Alraai, wie moet vorentoe? Nee, ek speel sommer.
As ons almal kinders van God is, kinders van ons hemelse Vader is, dan maak dit my en jou familie. Dit maak ons familie. Daai pastor in my family, nee, dankie. Ek wil hom nie my deel van my familie nie, wel ek het nuus vir jou. Dieselfde bloed wat jou gereinig het, van al jou sonde en al jou ongeregtigheid, het my gereinig van al my sonde en van al my ongeregtigheid. Dis dieselfde bloed. Selfde bloed vloei deur ons are. Van 'n Jesus wat sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons kan lewe en sodat ons vanmôre 'n geestelike familie kan wees. Toe ons daar in die bidkamer was vanmôre, en ek gaan nie name noem nie, die ouens hoef nie te sweet nie. Toe ons daar in die bidkamer was vanmôre, en ons so 'n bietjie met mekaar begin gesels, en Johan vra, is daar enige iemand wat iets kan sê van die week, wat het gebeur, wat het die Here met hom gedeel? En op 'n stadium sê ek, wat is in jou hart? Of ons sê, wat is in jou hart? En 'n persoon begin met ons te deel oor wat in sy hart is. En die trane loop. En ons hoor wat hierdie persoon se pyn is, wat hierdie persoon se uitdagings in die lewe is. En iemand anders sê, weet jy wat, ek ervaar jou pyn, ek beleef jou pyn, ek sit met dieselfde goed, selfde uitdagings in my lewe, min of meer nou my woorde. En ons kon hierdie mense vat, en ons kon ons hande op hulle lê, en ons kon vir hulle bid, soos wat 'n broer vir 'n broer bid. En soos wat 'n broer vir 'n suster bid. En ons kon vir hulle sê, weet jy wat, ons beleef hierdie ding saam met julle, ons is saam met julle. Wat kan ons doen om julle te help? Gelukkig het hulle gesê niks op hierdie stadium nie. Alright, want anders het hulle al gesê ek met 'n pik vat of 'n graaf vat en ek begin grou. Maar toe ons dit doen, toe ons besig was daarmee, toe beleef ek net hierdie familie in Christus Jesus. Ouens, en ons is nie hier om net 'n ding te preek en dit nie te wees of dit nie te word nie. Dis wat ons wil wees, dis wat ons moet wees. Ons is familie van God. Ons moet mekaar se laste kan dra. Ons moet vir mekaar kan bid. Ons moet met mekaar kan praat. As jy nie kan praat, as daar nie familie is, ek meen, vat nou net jou ou klein familietjie by die huis. Hoe tragies sou dit net nie gewees het as daar nie iemand in jou huis was met wie jy jou hart kon deel, met wie jy jou uitdagings kon deel. Hoe tragies sou dit net nie gewees het nie, en in die kerk, hoe tragies is dit net nie, wanneer mense net nommers geword het. Ons hardloop by die kerk in, en ons hardloop by die kerk uit, mense moenie te veel van my weet nie, want nou sien hulle my swakhede raak, of nou sien hulle my sterkpunte raak, en hulle wil my gebruik in die kerk. Ons is hier om familie te wees. Ons is hier om mekaar se laste te dra. Ons is hier om lewe saam te doen. Belangrik dat ons dit sal verstaan. So ons almal is gewas met die bloed van die lam. Ons het dieselfde geestelike DNA. Verstaan dit vanmôre. Ons behoort eerstens na hom te aard. En dan moet ons na mekaar aard. Is dit nie so nie? Ons moet na mekaar aard. Ek praat vanoggend, het ek vir Leslie hulle gegroet daar buite. Eers praat ek met Lamte, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan baie goed, sy werk hard, swat hard, sy gaan eendag gaan sy hierdie klomp kinders 'n pak slaag gee by die skool as sy onderwys. Nee, sy het nou nie dit gesê nie. Maar swat, onderwys, besig met haar dinge. En ek vra toe vir Loan, hoe gaan dit met hom? En ek sê vir hom, hoe het ek vir hom gesê, hoe het ek nou gesê, doen jy jou, hoe het ek vir jou gesê, Loan? Gee jou ma baie moeilikheid. Ja, ek sê vir hom, gee jou ma baie moeilikheid. En hy sê, nee, hy sê, vra my ma. En ek sê vir Leslie, gee jou baie moeilikheid. Sy sê, en hierdie ding verstaan ek nou baie mooi duidelik, sy sê wel, hy het Norkeebloed in hom. Sê,
Okay, wel ek was dan ten minste my ma se soetste seun, so ek weet Luan is baie soet. Nee, verstaan alles, familie. Ons is nou nie hier op aarde, maar ons is familie. Iewers is daar 'n orkee bloed wat deur die are vloei. Maar weet jy wat, geestelik het ons dieselfde geestelike DNA. Ons behoort na mekaar te aard, en ek praat van in 'n geestelike sin. Wat bedoel ek daarby wanneer ek dit sê? Luister mooi, ons is veronderstel om dieselfde waardes te hê. Is dit nie so nie? Ons het dieselfde waardes, ons moet dieselfde waardes hê, ons moet dieselfde beginsels hê. Beginsels in jou huis moet die beginsels in my huis wees. Ons is familie. Ons moet dieselfde taal praat. Ons moet hemelse tale praat, nie plaastaal nie. Julle ken plaasgeleide. Nee, jy hoor dit so af en toe. Hoor jy hy plaasgeleide, hoe hulle verduidelik en so aan. Maar ons moet dieselfde hemelse taal praat. Ons moet dieselfde liefde hê. Ons moet dieselfde geestelike vrug in ons lewe hê. Hieraan sal mense weet. Wanneer daar vrug in julle lewe is. 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, en 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, en dank die Here vanmôre in Ruaghuis sit gesonde bome. Julle moes nou amen gesê het, man. Amen. Ja, nee, ek is besig om julle so 'n bietjie op te bou. Toe maar, hier die einde van die diens gaan julle sê halleluja. Selfe bome, man, selfe vrugte. Is dit nie waar nie? Ons moet dieselfde vrugte dra. Ons het verskillende gawes, dit is verseker. En ons het verskillende talente en vermoëns en bedieninge, maar ouens, ons is in een liggaam. Ons is in een kerk, ons is in een familie, en familie is daar om mekaar by te staan, familie is daar om mekaar aan te moedig, familie is daar om mekaar op te lig. Wanneer die wêreld jou plat druk, is daar 'n ondersteuningsbasis in jou lewe wat sê, weet jy wat, ons is daar vir jou, hoe kan ons jou help? Ons wil jou bystaan. Ons wil met jou wees. Ons wil die pad saam met jou stap. En dit is nie net van my kant af nie, dit moet van ons almal se kant af kom. Ons is hier vir God se plesier. Kyk wat sê die woord vir ons. Efesiërs 4, ek gaan 'n paar verse lees as jy daar wil oopmaak. Efesiërs 4 vanaf vers 1. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Waardigheid. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, geduld, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Ons is nie volmaak nie. Ons is nie volmaak nie. Maar ons jaag dit na. Ons strewe daarna. Maak ons foute? Ja. Stel ons teleur? Ja. Word ons ook baie keer mismoedig? Nee, nie die pastoor nie. Nee, hy's 'n rots. Nee, ons raak ook baie keer mismoedig. Maar wat wil ek vandag vir jou sê? Ons moet mekaar in liefde verdra. As jy 'n fout maak, moet ek jou kan vergewe. Jy sien, ons het in baie opsigte het ons soos 'n klomp springhasies geword. Ons wil van die een kerk na die ander kerk toe spring, want weet jy wat, daar is broer Koos in daai gemeente, en ek en hy aai mekaar nie so lekker nie. Ons hou nie van mekaar nie. Of weet jy wat, Suster Sunny is in daai gemeente, hier's nie 'n Sunny hier nie, nê? En ons like haar nie baie nie, want sy's 'n ou skinnerbek. Okay, Suster Sunny moet haar bekeer. Dis ook baie waar, né? Want ons is nie daar om van mekaar te skinder nie. Maar weet jy wat nou, hou ons nie van iemand nie, of ons is kwaad vir iemand, of Dian het vir my eie gebring, maar hy het vir my 'n vrot eie gebring. Nee, ek speel so. Dian bring hom vir ons eie so nou en dan, soos wat hy ook maar kry. Ons mekaar kan vergewe.
Ouens, dis die belangrike. Ons moet mekaar in liefde kan verdra. Ons moet mekaar kan verdra. Ons moet kan sê, weet jy wat, daar's my boetie. Daar's my sussie. Dis 'n geliefde in die Here. Ek is lief vir hom, ek is lief vir haar. Dis geliefdes in die Here. My gebede gaan uit vir hulle. My gees is saam met hulle gees. Ek is saam met hulle in hulle omstandighede. Ons is familie van mekaar. Hy sê in Efesiërs 4:1, ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Alle nederigheid, sagmoedigheid met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe, hierdie is 'n belangrike ding, om die eenheid van die Gees te bewaar. Dis vir my interessant. Ek wil jou in die oë kyk. Hoe party mense kan sê, weet jy wat, ek het die Gees van die Here in my, en iemand anders sê hy het die Gees van die Here in hom, maar hulle kan mekaar nie verdra nie. Maak dit vir jou sin. Maak nie vir my sin nie. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. En ek praat nou van broers en susters in die Here. Maak nie vir my sin nie. Hy sê, bewaar die eenheid van die Gees. Hoe doen ek dit? As jy 'n probleem met my het, kom praat met my. As ek 'n probleem met jou het, gaan praat met jou in liefde. Ons moet die ding kan uitwerk. Ons is familie van mekaar, behaal, ons gaan mekaar vir ewig hê. As ons die geloof vashou tot die einde toe, gaan ons mekaar vir ewig hê. As jy glo in die ewige lewe hierna, nie net in die tydelike van hierdie lewe nie, maar ook hierna. Ons moet dinge kan uitmaak. Ons is familie van mekaar. Dis een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. En nou wil ek dit baie uitdruklik sê, onthou nou, toe Paulus hier geskryf het, was daar nie 110 verskillende denominasies van mense, of een groep wat so geglo het, en 'n ander groep wat so geglo het. Ja, hy spreek ook die mense aan wat die Joodse goed van die Ou Testament in die Nuwe Testament wil intrek, of in die kerk in wil inbring. Hy spreek dit baie duidelik aan, maar as hy hier praat van hierdie dinge, die een liggaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, was dit die kerk in sy beginskoene gewees. Dit was die kerk van Jesus. Daar was nie 'n die kerk en 'n daai kerk en 'n ander kerk en 'n dot, ek wil nie eens die name noem nie, los dit. Ek wil nou sommer een van die ander name genoem het, maar alright, julle verstaan wat ek wil sê. Een Here. Hy sê bewaar die eenheid van die Gees. En dan sê hierdie ding in vers 5. Een Here, een geloof, een doop, een God die Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is, maar aan elkeen van ons is genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Ons het dieselfde hemelse Vader. Jesus Christus het die eersgeborene, Johannes die eersgeborene in my huis, van my kinders. Jesus Christus het die eersgeborene van baie geword, wat tot saligheid in hom sal kom. Hy het die eersgeborene geword, want hy sê in Romeine 8:29, want die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees, en hierdie is 'n baie belangrike gedagte, om gelykvormig te wees. As ek van julle sê, ons moet nou volgende week, moet ons gelykvormig wees, as ons by die kerk aankom, dan gaan ons almal dieselfde klere moet aantrek, is dit nie so nie? 'n Blou denim en 'n wit hemp, dis so eenvoudig soos dit. Alraai, jy kan niks in jou gesig doen nie, jy kan niks in jou hare doen nie, jy kan niks aan jou ore doen nie, maar ons gaan gelykvormig wees, ons gaan blou en wit aantrek, en as ons almal by hierdie kerk instap, dan lyk dit te mooi, want daar's eenvormigheid in die kerk. Baie keer, dan sien jy kerkorkeste, hulle trek dieselfde klere aan, selfde broek, selfde hemp, want hulle wil eenvormig wees, gelykvormig wees. En nou kom die woord van die Here, en hy sê om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. As mense na jou kyk, moet hulle iets van Jesus in jou lewe sien. Hulle moenie die wêreld sien nie. Hulle moenie die wêreld sien nie.
Lees maar 1 Johannes. Hulle moenie die begeertes na die dinge van die wêreld sien nie. Hulle moenie mense sien wat hulle 'n vesting hier op aarde maak met die gedagte van hulle gaan vir ewig hier leef nie. Hulle moet dit nie sien nie. Gelykvormig aan die beeld van sy seun, van Jesus Christus, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders en susters. Familie van Jesus. Is julle nog hier? Jesus praat Markus 3 vers 32. Hy sê, ek moet nou of die bril afval as ek, hy sê en 'n skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, u moeder en u broer soek u daar buite. Jesus het broers gehad en Jesus het 'n ma gehad. Hy het familie gehad. En hulle soek vir Jesus. In vers 33 en hy antwoord hulle en sê, en die Here was nie, hy was nie dom nie. Hy sê hierdie ding, wie's my moeder? Wie's my broers? Dan die volgende. Hy kyk rond na die wat rondom hom sit, na die mense wat om hom sit, wat na hom luister, wat hulle verlustig in hom. Hy sê dit, hy sê, daar is my moeder en my broers. Hoor die ding. Hoor die ding. Want elkeen wat die wil van God doen. Want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. As jy die wil van God doen en ek doen die wil van God, dan maak dit jou, alright, as jy nou baie ouer as ek is, kan jy dalk my ma wees. My geestelike ma. Maar dit maak ons broers en susters in die Here. Wat maak dit ons? Dit maak ons familie, ouens. Ons is familie in die Here. Ons is hier om saam te doen. Ons is hier om saam te werk. Ons is hier om saam te praat. Ons is hier om saam te evangeliseer en te sien dat die koninkryk van God uitgebou word, want ons het dieselfde waardes, dieselfde beginsels, dieselfde hart vir die koninkryk van God. Dis hoe die kerk en die liggaam van Jesus Christus moet funksioneer. Dit kan nie anders funksioneer nie. En as dit anders funksioneer, dan het die kerk nooit werklik sy dinamika bereik, soos wat Jesus Christus dit bedoel het om te wees nie. Elkeen wat die wil van God doen, die is my broers. Julle raak stil. Julle raak stil, nê? Want ek begin julle mos nou te oortuig, julle is familie van my. Hè? Nou raak julle al stiller. Ja, gaan by julle kom pizzas eet, moenie worry nie. Toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy die volgende gesê, by die kruis van Jesus, Johannes 19 vers 25, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena, en toe Jesus sy moeder sien, en onthou, Jesus het broers ook gehad, hy het familie gehad, hy het susters gehad, maar kyk die ding, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Dit is my baie interessant. Hy kom ons na sy eie broers gewys het. Hulle sou verstaan het, weet jy wat, ons het 'n ma, ons moet na haar kyk. Maar hy sê vir die geliefde disipel, hy sê vir sy ma, vrou, daar, kom ek dit net reg lees, daar is jou moeder, en daar is u seun. En vers 27 sê, daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder, en van daardie uur af, het die disipel haar in sy huis ingeneem. Hoe welkom is ons in mekaar se huise? Net 'n vraag, ouens, ek trap glad nie op tone nie, asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek vra myself die vraag, hoe welkom is mense in my huis? Hoe welkom is ek in hulle huis? Jy sien, ons is familie. Gee ek vir hulle die beste of gee ek vir hulle die tweede beste?
Ek het so 'n koffiemakertjie daar in my huis en elke keer dan dink ek by myself, miskien moet ek net gewone Nescafé Gold maak of Douwe Egbert maak of wat ook al, maar mense by my kom koffie drink, dan dink ek, Here, ek moet vir die mense die beste gee. Ek wil vir hulle die beste gee. Dan gaan druk ek maar 'n ou masjienkie van my aan en ek maal die bone, ek maak vir hulle lekker koffie. Maar weet jy wat, jy's vir my spesiaal. Jy's vir my belangrik. Jy's vir my kosbaar. My huis is vir jou oop. As jy 'n krisis in jou lewe beleef, my huis is vir jou oop om ons kan praat daaroor. Ons kyk hoe ons kan help. Ons is daar, ons moet daar wees vir mekaar. Ons huise kan nie vir mekaar toe wees nie. Daar is jou hy sê hierso, hy sê daarop sê hy vir die disipel, daar's jou moeder. Interessant. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Neem ons mekaar in ons huise in. Net 'n vraag, ouens. En ek wil nie hê jy moet, ja pastoor, ek hoor wat jy sê, en ons gaan by die deur uit, en ons gaan net aan met ons lewe. Dis die grootste frustrasie. Ek sê vanoggend daar in die bidkamer, ek het iewers het ek 'n preek gekyk op, ek weet nie of dit op Facebook of iemand, ek het gaan kyk na 'n preek, en dan, ek sien die mense wat daar sit, en hierdie ou preek sy hart uit. En ek dink by myself, Here, wat het U nog om te bied vir mense? Maar ek meen, ons ken die Bybel. As ek vandag moet vat, hoeveel preke het ek in my lewe gepreek? Oor die 30 jaar in die bediening. En aan die beginstadium het ek Sondagoggend en aand bedien, né? Dis ek Woensdaande by die bidure bedien. Dis baie preke. Ek het lers en lers, toe ek nog uitgeprint het ek lers en lers vol preke nou die dag vir iemand gegee, vriend van my hier in Douglas. En ek sê vir hom, hier's preke, as dit vir jou iets beteken, vat dit, lers van hulle. Hy sê nou die dag vir my, hy sê, Pastie, hy sê, hierdie preke beteken baie. Ek het baie preke gepreek, maar weet jy wat is die frustrasie? As ons al die preke preek, maar ons doen niks aan dit nie. En ek sê nie, jy doen niks aan dit nie. Ek sê maar net, dit het by my in my hart opgekom nou die dag, toe ek so luister na hierdie ou wat so preek, en mense sit om so en kyk, en ek wonder, Here, wat verander in hierdie mense se harte vandag? Wat verander in my hart vandag? Wat verander in jou hart vandag? Ek wil jou sê, toe ek Filippense nou die dag, Filippense 1 laas Sondag, ek het dit verlede week, die vorige week, heel week gelees, toe ek het Sondag in hierdie kerk lees, dit het my hart geraak, dit het my hart verander, dit het my uitkyk op kerk verander opnuut. Ek wil lief wees. Jy's vir my belangrik, jy's vir my kosbaar, en so moet ons vir mekaar belangrik en kosbaar wees, en moet ons mekaar kan ondersteun in hierdie lewe, want as ek en jy dit nie doen nie, wie gaan dit vir ons doen? Die wêreld gaan dit nie vir ons doen nie, die wêreld gaan op ons trap. Die wêreld gaan oor ons trap, sodat hulle nog meer kan kry, en nog meer kan inpalm, maar ek en jy is daar vir mekaar, ons is liggaam, ons is kerk. Hoe kan die hand vir die voet sê, ek het jou nie nodig nie? Hoe kan die oor vir die oog sê, ek het jou nie nodig nie? Ons het mekaar nodig, en ek dank die Here vanmôre, en ek sê dit met groot opregtheid, ek dank die Here vanmôre vir manne en vroue. Jy weet nie eens dalk daarvan nie, maar wat besig is om in te koop in hierdie bediening, besig is om in te koop in die liggaam van Jesus Christus, besig is om ons te ondersteun, en so kan ons mekaar ondersteun, en kan ons iets groots en magtigs vir die Here doen in 'n klein dorp en 'n gemeenskap soos Douglas en omliggende gebiede. Ons is hier vir mekaar. So, ek maak klaar. Ek wil net, dis die twee hoofsake vanmôre. Luister gou hierna. Ons is gemaak vir familie. God se familie. Eerstens, ons is gemaak om hom te aanbid. Ons is hier vir God se plesier. Ons almal verstaan dit. Verstaan julle dit? Amen. Halleluja. Ons beweeg aan. Tweedens, God wil familie hê. God koester, hy treasure die Engels verhoudinge. Verhoudinge is vir hom belangrik, en hy het jou gemaak om deel te wees van 'n familie. En ek gaan nou volgende week gaan ons met jou verder praat oor familie, en wat dit is. Dink ons tyd is besig om uit te hardloop.
Maar ouens, kom ons begin hierdie goed te oordink. Kom ons bou iets. Kom ons bou net iets van vanoggend in ons lewe in. En ons maak die kerk, die liggaam van Jesus Christus. Onthou, dis die liggaam van Jesus. Dis die liggaam van Jesus. Kom ons maak die liggaam van Jesus, dit wat die liggaam van Jesus veronderstel is om te wees. Ek en jy is 'n belangrike lid in die liggaam. Dis hoekom jy 'n lidmaat is, né? Ons stel ons lidmate voor. En dan sit die lidmate en hulle verdwyn net van die map af en oor 2 jaar is daar 'n begrafnis of daar's 'n troue en dan skielik is hulle in die kerk van hoor hierso ons wil nou hê jy moet ons trou of ons wil hê jy moet ons begrawe, maar wie is jy? Nee, ek was 2 jaar gelede was ek hier in die kerk. Ek is 'n lidmaat by die kerk. Sê o. Ek dink ons het na 6 maande of wat jy nie besoek het nie, het ons jou vormpie uit ons leer uitgehaal en ons het hom in die asblik gegooi. Ons is lede van mekaar. Ons is die liggaam van mekaar. Deel van een liggaam, ekskuus. Ons is deel daarvan. Jy's 'n belangrike deel. Net soos wat die liggaam nie sonder die lewer kan funksioneer, hierdie belangrike organe, net so kan die kerk nie sonder jou funksioneer nie. So my vraag vanmôre is, as jy in die liggaam van Jesus Christus is, wat is jou funksie binne die liggaam? Wat is jou funksie? Wat werk jy in die liggaam? Wat doen jy in die liggaam? En ek dink dis iets wat ons vir onsself moet afvra. Wat is my job in die kerk? Kry 'n job description. Wat is my werk in die kerk? Ek wil nie mense se name noem, glad nie. Maar nou die dag het ek 'n elektriese probleem gehad. En iemand kom en hulle kom help my. Hy kom in werkstyd en hy kom help my met my probleem. Ek sê, Here, dankie vir 'n liggaam. Iemand help my met my voertuig. Here, dankie vir 'n liggaam. Iemand help finansiëel. Dankie, Here, vir mense wat se harte oop is vir die koninkryk, want as dit nie vir hulle was nie, was die kerk se deure nie oop nie. Wat is jou werk? Wat is jou job description in die liggaam van Jesus Christus? Kom ons raak betrokke, ouens. Wat is jou gawe? Wat is jou talente? Wat is jou vermoëns? Julle sien my talent is ek kan baie praat. Ek dink nie ek kan baie praat nie, maar net as ek preek praat ek baie. Maar as ek by die huis is dan praat my vrou baie meer as ek. Wat is jou gawe? Hoe kan jy? En hierdie is nie om bloed uit 'n klip uit te tap nie. Glad nie. Moet dit nie in daai lig sien nie, maar sien dit as die liggaam van Jesus Christus. Ek is 'n belangrike deel in die liggaam van Jesus Christus. Ek help sodat die liggaam gesond kan funksioneer. Wat is my job description? Wat se werk doen ek in die liggaam van Jesus? En as jy 'n bidder is, laat ons weet jy's 'n bidder. As jy iemand is wat van tuinmaak hou, laat ons weet. Hoe gaan ons dit weet? En ek sluit af met hierdie ene, as ek nie met jou kan kuier nie, en jy kan nie met my kuier nie, en ons kan nie met mekaar praat nie, hoe sal ek ooit weet wat is jou talente? Hoe sal ek ooit weet wat is jou gawes? Hoe sal ek ooit weet wat is jou vermoëns? So ons moet in verhouding met mekaar kan staan, daar moet verhoudinge wees, ons plekke in ons huise en ons harte moet oop wees vir mekaar, en ons vat die liggaam van Jesus Christus vorentoe, soos wat hy dit bedoel het om te wees. En die gemeente sê, Amen. Daar's 'n liedjie, ek sluit af met hierdie ene. Ek slaap. En kom ons kyk gou wie ken die liedjie. I love this family of God. Wie ken hom? Wys hoe lank is jy al aan Pinkster, nee, hoe lank is jy in die kerk? Steek gou op die hand, ek net sien wie ken hom. Ja, is daar nog so iemand? I love this family of God. And say, so closely knitted into one. They've taken me into their heart. And I'm so glad to be a part of this great family. Miskien moet ons hom oefen, dat ons 'n bietjie weer begin saam sing, dat ons jou kan intrek in die